Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. U kan maar sit. Ons gaan vanoggend saam luister uit die wet van die Here, en dit vanuit Eksodus 20. Ek lees vir ons vanuit die 83 vertaling, die idiomatiese vertaling, so genoem, want dit lees 'n bietjie makliker, maar as jy 'n direkte vertaling voor jy het, asseblief hou dit oop, 33-53 of die 2020 vertalings, hulle is bietjie meer direk. Maar vir vanoggend lees ek uit Eksodus 20, uit die 83 vertaling, en wanneer ons klaar gelees het, gaan ons saam in skuldbelydenis sing uit lied 232. Diep o God, diep neergebo, staan ons voor u hoë reg. In volslaa onvermoë, hoe word ons saak besleg? Waar ons voor u skuldig pleit, o volmaakte heiligheid, werk met u gees versoening deur die Heiland se voldoening. Wanneer ons klaar geluister het vanoggend uit die wet van die Here. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slaafin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie.
Broers en susters, kom ons gebruik hierdie geleentheid en kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons loof en prys u groot naam vir hierdie wonderlike geleentheid wat ons het om by mekaar te mag wees as broers en susters in Christus. Dankie Here dat ons die krag het, dat ons die gesondheid het, dat ons vanoggend hierheen kon kom. Ons bid vanoggend vir hulle wat siek is, wat alleen is, wat ellendig is, Vader. Ons bid vir hulle wat verlang na hierdie koinonia, hierdie gemeenskap wat ons hier beleef. Dankie Here dat ons die voorreg het om in vrede u woord te kan aanhoor, sonder vervolging. Vader, ons bid in hierdie oggenduur vir ons land en vir die wêreld, al die boosheid wat aan die gang is, al die moord, Vader, al die sedeloosheid, al die sonde. U ken die tydsomstandighede, u weet wat nou aan die gang is in ons wêreld. Vader, laat u wil geskied. Wys ons waar ons kan dien en waar ons u koninkryk kan uitbrei, maar ons bede is, Vader, laat u wil geskied. Ons weet ons lewe in die laaste dae, tussen u Seun se hemelvaart en sy wederkoms. Gee dat ons toegerus sal wees. Gee dat ons sal leef volgens u woord. Dat ons sal besef u is ons herder en u loop die pad vooruit. Maar dat ons ook nie alleen is. U Gees werk binne in ons. U krag, u self. Dankie Here dat ons vanoggend hierdie kosbare oomblikke kan hê. Ons bede, Vader, is dat u ons harte sal oopmaak sodat ons sal luister wat u sê deur u woord, maar dat ons dit ook sal gaan leef in hierdie dorp. Dankie Here dat ons die tegnologie het om hierdie preke te kan uitsaai, dat ons saam as gelowiges, al is ons dalk gestrand by die huis, dat ons saam kan luister. Dankie Here vir u liefde, vir u genade en vir hierdie kosbare oomblikke. Amen. Geliefdes, voordat ons vanoggend saam gaan lees, gaan ons saam sing uit Lied 254. Spreek Heer, want u dienaar luister. Net u woord, Heer, bring weer lig in die duister. Nou, vanoggend met Openbaring 4 gaan ons dit baie duidelik sien of sien. Ek wil net let daarop, hierso is al twee. Eers is duister, net sê kinders. Ja, as eerste vers is dienaar en dan die tweede vers is kinders. Kom ons sit net so, dan sing ons hartlik saam. Gemeente, ons gaan vanoggend saam lees uit Openbaring 4 vers 1 tot 11, en ek gaan vir ons lees uit die idiomatiese vertaling, die 83 vertaling, maar weer eens, as jy enige ander vertaling voor jou oop het, asseblief, hou hom oop. Dit is Openbaring 4. Nou, voordat ons net begin, ons sê ons gaan fokus op hierdie gedeelte, Openbaring 4, net so 'n bietjie inligting en ter agtergrond, hoekom ons vanoggend Openbaring 4 lees, en nie Openbaring 1 nie, dit is wel die begin. Openbaring 1 tot 3 gaan oor die 7 briewe aan die 7 gemeentes. En ons hoor ook hier dat Johannes is op die eiland Patmos en hier word hy weggevoer in die gees. Die Here praat met hom
en hy wys vir hom hierdie openbaring. Nou, met hierdie 7 briewe aan die 7 gemeentes in die eerste 3 hoofstukke, leer ons wat die Here Jesus se visie en missie is met die kerk, en ons leer ook wat ons leemtes en ons tekortkominge is. Ons hoor ook dat hy is die hoof, ons word opnuut weer daarvan bevestig. Hy is die hoof van die kerk, die kephale, dit is die Griekse woord, die kephale, hy is die hoof van die kerk, en dus gaan ons nou van die aarde af, hoofstukke 1 tot 3, na die troonvisioen wat ons kry in Openbaring 4. So kom ons lees dit saam, en ek nooi u uit om ook u Bybels oop te hou, nadat ons klaar gelees het. Hierna het ek, Johannes, in die hemel 'n deur gesien wat oopgemaak is, en die stem, soos die geluid van 'n trompet, wat ek die eerste keer met my hoor praat het, en wat sê, kom op hierheen, en ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik is ek deur die Gees meegevoer. Ek het gesien, daar staan 'n troon in die hemel, en op die troon sit daar iemand. Sy voorkoms was soos opaal en karnieul. Om die troon was daar 'n reënboog met die glans van smarag. Reg rondom die troon was daar 24 ander trone, en op die trone het daar 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangetree, en op hulle koppe was daar goue krone. Daar het weerligstrale, drenings en donderslae van die troon afgekom. Vlak voor die troon het die 7 fakkels helder gebrand. Dit is die 7 geeste van God. Voor die troon was dit soos 'n spieelgladde see, helder soos kristal. Naby, rondom die troon, was daar 4 lewende wesens, vol oë van voor en van agter. Die eerste lewende wese het soos 'n leeu gelyk en die tweede soos 'n bul. Die derde het 'n gesig soos die van 'n mens gehad en die vierde het gelyk soos 'n arend wat vlieg. Elkeen van die 4 lewende wesens het 6 vlerke gehad wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle het dag en nag sonder om te rus gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige. Hy wat was en wat is en wat kom. Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krone voor die troon neer en sê: Here, ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Tot sover lees ons vanoggend, broers en susters. Dit is Openbaring 4 vers 1 tot 11. Met hierdie gedeelte in gedagte, broers en susters, is daar 'n vraag wat ek graag vir jou wil vra, en die vraag is: hoe was jou week? Het jy 'n lekker week gehad? Voor regtig ons moet terugdink na ons week. Hoe baie dinge het gebeur? Waarmee was ons week regtig gevul? Ons is nou hier by die kerk tussen mense, maar watter tipe week het ons gehad? Was dit emosioneel? Was dit 'n week wat ons bietjie moes plan maak met die finansies? Dalk 'n paar teleurstellings? Dit is iets wat ons elke dag beleef. Ons gedagtes is dalk nou hier, maar kom ons dink regtig vir 'n oomblik terug. Partykeer gebeur daar dinge met ons en dan is ons heeltemal vasgevang in hierdie gebeure. Ons is so besig met die dinge daar buite dat ons vergeet van God. En in hierdie teksgedeelte wat ons lees, hoor ons dat God word geëer. Al die eer en al die glorie en al die majesteit, alles wat hom toekom, word hom toegesing. Die 4 lewende wesens, die 24 ouderlinge. Al die glorie, al die eer word vir hom gegee. Net nadat die brief aan Laodicea geskryf is, dis die laaste brief, die 7de gemeente, net nadat ons hoor, maar julle moet ophou dat julle geloof lou is. Moenie so leef nie, lewe in afhanklikheid van die Here. Net daarna gaan ons na die hemel toe. En ons kry hierdie troonvisioen in hoofstuk 4 van God
en alles wat daar aan die gang is. Nou hoofstuk 4 en hoofstuk 5 in Openbaring is troonvisione. En op die oog af, as ons kyk na die teksgedeelte, lyk dit baie moeilik. Maar dit is eintlik nie, en ons sal deur al die beelde gaan en al die dinge, en die kern van die teks ook saamvat. Maar kom ons kyk dalk net wat aan die gang is hier. Vers 1 en vers 2 gee vir ons 'n presiese wat en waar van hierdie teksgedeelte. Vers 3 tot vers 8 verduidelik nie net vir ons wat hier aan die gang is nie, maar daar word vir ons 'n skildery geverf van pragt rondom die troon van God. En dan hoofstukke of verse 9 tot 11 kry ons die hoogtepunt van hierdie teksgedeelte, al die eer en al die glorie, almal wat sing, heilig, heilig, heilig. Al die lewende wesens. Nou dis nogals belangrik, veral in Openbaring en Esegiel ook, maar veral in Openbaring om beeldspraak raak te sien en om te verstaan wat dit is. Nou vir ons kinders, vir ons jong mense, ons lees hier van 'n troon en edelstene en ouderlinge en krone en klere en geeste en alle tipe dinge. En as jy die eerste keer die teksgedeelte lees, dan kan jy nogals dink, maar hier's baie goed wat ek moet verstaan. Alles het 'n betekenis. Maar ons sal nou by alles uitkom. As ons nie die betekenis verstaan nie, dan gaan ons die teks dalk verkeerd verstaan. Nou die eerste ding wat ons moet weet, hierdie teksgedeelte in Openbaring 4, die sentrale gedagte, die kern, die belangrikste, is hy wat op die troon sit. So baie keer lees ons Openbaring of is ons te bang en dan sê ons, maar daar's baie drake en beelde en klere en getalle en ek wil nie myself die mekaar maak nie, maar Openbaring gaan oor God. En dit gaan oor Jesus en hier in hoofstuk 4 sien ons dit. Die kern, die belangrikste is God wat op die troon is. En daar is geen skildery, geen beeld wat ons vanoggend hier kan opsit wat vir ons daai glorie en daai heerlikheid kan wys nie. Glad nie. Maar kom ons probeer onsself net indink wat hier aan die gang is. Het gaan ons verstand te bowe dat Johannes al hierdie dinge sien. God daar op die troon, hierdie 24 ouderlinge, die goue krone wat hulle aan het, die wit kledings, die fakkels, die weerligstrale, die drenings. Dit is 'n kosbare teks. Maar kom ons begin dalk net op 'n punt. Dadelik in vers 1 lees ons, hierna het ek. En dis nou Johannes wat hier praat, en hy verwys terug na Openbaring 1 vers 19. Dieselfde drening, dieselfde stem wat daar gehoor het, of wat hy daar gehoor het, hier hoor hy dit nou weer. Hierna het ek. Hierna het ek. En dan sien hy ook hierdie deur wat oop staan. Hy word nie oopgemaak nie, hy staan oop. En dan die stem wat praat. Ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. Nie wat dalk sal gebeur nie, nie wat miskien sal gebeur nie, wat moet gebeur. En dis eintlik 'n tipe opwinding, want hy staan, die deur is oopgemaak, en hy hoor hierdie woorde, ek sal vir jou wys wat moet gebeur. Ons kan nog nie sien nou hoe lyk die troonkamer van God nie, ons kan nie. Maar Johannes probeer vir ons deur hierdie teksgedeelte, gelei deur die Gees, verduidelik wat hier aan die gang is. Ons lees, Johannes is meegevoer deur die Gees. Ons kan dit bietjie anders vertaal deur te sê, ek was in die Gees. Johannes was in 'n tipe van 'n profetiese ekstase. Sy bewussyn vir hierdie oomblikke wat hy hierdie visioen kry, saam met die Gees. Dit is baie in ooreenstemming met dit wat ons lees in Esegiel 11. Nou wat moet ons nog verstaan van hierdie teksgedeelte? Ons het gesê, God is sentraal, en dan is daar ook lewende wesens wat rondom hierdie troon is. Nou, wat baie interessant is in Openbaring, Johannes probeer nie vir God beskryf op die troon nie. Esegiel sê, op die troon het hy iemand gesien wat soos 'n mens lyk. Johannes sê dit nie. Johannes
probeer regtig nie om vir God te beskryf soveel nie. Hy beskryf dit wat rondom die troon aan die gang is. Die troon word in Openbaring 40 keer gebruik. Hierdie woord in die Grieks, troon. En dit beteken iets. Dit wys op die absolute soewereiniteit van God. God het die reg om te regeer. God het die reg om dinge te doen soos wat hy dit wil doen. En Johannes sien die troon. Hy sien die soewereiniteit van God. En verder word die voorkoms van God so bietjie verduidelik. Sy voorkoms was soos opaal en karnieul, en God se majesteit word hiermee beklemtoon. Rondom die troon was daar 'n reënboog. Nou, as ons dink aan 'n reënboog, dan dink ons so. Maar dit is nie wat die teksgedeelte sê nie. Let op, rondom, reg rondom die troon, was daar 'n reënboog. 'n Perfekte reënboog. Reg rondom die troon. Dit dui op die perfekte, dit dui op die ewigheid. En dan gaan Johannes nog verder en hy beskryf die troon en die troonkamer nog verder met die 24 ouderlinge in wit geklee met die krone op hulle koppe. Dan gaan hy verder en hy praat van die 7 fakkels wat die 7 geeste is. En ons lees dit ook in Jesaja 6. Nou hier in Openbaring waar dit verskil van Jesaja 6, ons lees hier van die leeu, die bul, die mens en die arend. En almal is daar nie vir hulle eie gewin nie. Al hierdie lewende wesens is nie daar vir hulle self nie, maar hulle is daar om die eer vir God te bring. Hulle val in aanbidding voor God. Hierdie 24 ouderlinge is die kerk in sy totaliteit. Ek sê dit weer, die 24 ouderlinge is simbolies vir die kerk in sy totaliteit. Hulle word afgesonder van die res en hulle word ook beskryf in wit, met ander woorde gereinig deur die bloed van Christus. Hulle is waardig om by God te wees. En onthou, steeds Johannes is steeds in die gees. Hy is steeds in die gees en hy sien dit wat moet gebeur. Eendag gaan dit nog gebeur. En die klanke en die beelde wat Johannes hoor op die troon word ook beskryf. En hierdie is nie 'n stil storie nie. Daar's dreunings en daar's donderweer en dit wys vir ons die geweldige almag van God. Soos wat God homself aan die volk by die berg Sinaï met die storm wat uitgebreek het daar sy teenwoordigheid beklemtoon en op soveel ander plekke, so beleef ons dit hier ook. By die 7de seël, die 7de trompet en die 7de bak van wraak, hoor ons dit ook. Hierdie dreuning. Absolute krag en absolute mag van God. En dan die 7 geeste wys op die perfeksie van die Heilige Gees. Ons het dit vanoggend ook gehoor in die groetsee. Verder, broers en susters, word hierdie beeld nog meer uitgebeeld vir ons deur hierdie spieelgladde see en die kleure en die troon, die 4 lewende wesens wat waghou en reg staan, net soos in Jesaja 6. Ons lees dit ook in Esegiel. In Jesaja 6 hoor ons ook hierdie woorde, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige. Met al die simboliek in gedagte, want dis baie. Wat gaan regtig hier aan? Ons moet onthou, God word hier aanbid. Daar is aanbidding wat hier plaasvind. Ons gaan fokus op so baie goed. Maar God word aanbid. Hy wat van sy troon af regeer, word aanbid. Hy het alles tot stand gebring. Hy moet verheerlik word. Hy moet aanbid word. En eendag sal almal so vir hom aanbid. Maar gemeente, wat doen ons nou met hierdie teksgedeelte van Openbaring 4 vandag? Hoe leef ons hierdie gedeelte vandag? Hierdie pragtige skildery wat vir ons geverf word deur Johannes
wat meegevoer is in die Gees, in sy profetiese ekstase, hoe leef ons dit? Die Godsopenbaring is duidelik, God sit op sy troon, al sy majesteit, al sy glorie. Ons moet besef wie God is. Hy is die enigste een, wat met soewereiniteit kan regeer. Hy is die enigste een wat die reg het om te regeer soos wat hy wil regeer. Dit is wie ons aanbid. Dit is wie God is met al sy glorie en al sy majesteit. Maar kom weer by die vraag, waar kom die uitlewing van hierdie teks vir ons vandag? En die vraag wat ek aan die begin gevra het, hoe was jou week? Gevul met swaar kry, moeilike dinge, finansiëel, emosioneel, dalk siekte, hospitale, dokters, bestraling, chemo, hartseer, verlange, angs, vrees, bekommernis. Dit is dinge wat ons daar vul. Alle gelowiges gaan deur moeilike tye. Alle gelowiges beleef swaar kry. Ons raak besig. En dan vergeet ons soms om vir God te aanbid. Ons vergeet soms van hierdie pragtige skildery wat in Openbaring 4 vir ons geverf word. Daar is God. Hy word aanbid. Ons is so gefokus op onsself en ons eie probleme, dat ons vergeet van die belangrikste in ons lewens. En ons almal het al so 'n ding in ons lewe gehad. Jy vergeet iets, sê, ek het vergeet. Dit gebeur met ons almal. Maar ons gaan ongelukkig nie eendag kan sê, oeps, ek het vergeet nie. Ek het vergeet om vir God te aanbid. Ek het vergeet om alle eer aan hom te bring. As ons dink aan die res van die Nuwe Testament, dan weet ons lewe in Christus Jesus. Ons lewe in 'n verbondenheid met hom. Met ander woorde, kinders, saam met hom. Kolossense 2 vers 6 tot 7 sê, aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid saam met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is en met dankbaarheid vervul. In hom gewortel, op hom gebou, met dankbaarheid gevul. Ten spyte van al my omstandighede, ten spyte van al my uitdagings, ten spyte van al my seer, God regeer. God moet geëer word en aanbid word en verheerlik word. Hy is reeds daar. Johannes hy sien wat nog moet gebeur, die volmaaktheid wat eendag gaan plaasvind, maar steeds nou is God op sy troon en hy regeer, en die vraag wat ons onsself moet vra is, aanbid ek die Here te midde van alles wat in my lewe aan die gang is? Hy regeer soos wat hy wil, want hy kan. Ons lees dit deurlopend in die skrif. Daniël 4, Openbaring, Romeine 9, Timoteus, Openbaring en nog verskeie ander gedeeltes. Ons moet, wanneer ons hierdie gedeelte lees, wanneer ons Openbaring in sy geheel lees, nie sê maar, ek kort iemand, wat my net 'n bietjie, lees die gedeelte en besef opnuut, maar dit gaan oor God. En wanneer ons besef, maar dit gaan oor God, wakker dit in dankbaarheid in my op. Ek wil lewe vir die Here. Dit gaan oor hom. Sy majesteit, sy pragt, sy liefde, sy almag. Here, dankie vir dit wat U vir my doen in my lewe. Dankie dat U my red. U ken my hart, U ken my gedagtes. U weet
wat ek al gedoen het, wat ek al gesê het en wat ek nog gaan doen. Vader, dankie dat U my kom red. Ek wil elke dag vir U eer. U is waardig om die lof en die eer te ontvang elke dag. Kom ons wees eerlik. Daar gaan altyd iets wees wat aan die gang is. Daar gaan altyd 'n probleem wees. Daar gaan altyd 'n struikelblok wees. Daar gaan altyd emosioneel of finansiëel iets wees wat nie lekker is nie. Daar gaan ongelukkig altyd ook siekte wees. Dinge wat ons eenvoudig net omkrap. Dinge wat ons aandag wil wegvat van God af. En vanoggend word ons opgeroep. Te midde van al hierdie dinge. Te midde van alles wat in ons lewens aan die gang is. Hoor ons. God regeer. Met soewereiniteit. Hy regeer soos wat hy wil. En uit dankbaarheid bring ek al die eer en al die lof aan hom. Wanneer ons praat van aanbidding, dit wat ons elke dag doen en ons kyk na die Grieks, dan leer ons ook die woord onderwerp. Ek onderwerp my aan God se wil. En ek kan myself nie onderwerp aan God se wil as ek nie die Bybel optel nie. En as ek nie daaruit lees nie. Vir ons as paas, as ooms, as oupas, waar ook al ons mag wees, ons verantwoordelikheid om hierdie boek op te tel en ons mense te leer van God. Hoe ons kan onderwerp aan sy autoriteit. En die vraag wat ons moet vra is God eerste in my lewe? Is God eerste in my lewe? Aanbid ek vir God? En waar ek tekort skiet, waar ek antwoord, Here nee, ek val hier. Het ek die voorreg om te val voor die Here en te bid en te smeek en te vra, Here, help my om my te onderwerp aan U woord en U wil en U soewereiniteit. Ons dien God eerste, nie mense nie, nie dinge nie, nie elke dag se probleme nie, nie geld nie. God eerste. So wanneer ons vandag hier uitstap en wanneer ons dinge doen, kom ons besef, God is die belangrikste. Hy is reeds op sy troon. Ek kan, ons kan, om loof en eer. Hy regeer reeds en sal vir altyd regeer. Ek kan hom aanbid, myself aan hom onderwerp. Waar ook al ek gaan, tussen my werksmense, my skoolvriende, vreemdelinge, daar kan ek gaan en die Here aanbid en vashou aan die wete, al raak dit hoe moeilik. Eendag sal ons saam hoor as die 144.000, die uitverkore van God, heilig, 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 is die Here, die Almagtige. Amen.